Geliefdes, ons gaan lees uit Lukas 24 vanaf vers 50 tot aan die einde van die hoofstuk en dan gaan ook enkele verse gelees word uit Handelinge hoofstuk 1. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Handelinge 1 vers 9. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hom nie langer kon sien. Terwyl hy weggaan en hulle nog stik na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan. Ons teksvers is uit Lukas 24, vers 52, die disippels se reaksie op die Here Jesus se hemelvaart. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan, net tot hier. Geliefde gemeente, as daar een dimensie is waaraan die Christelike Kerk seker die minste aandag gee wanneer dit kom by die lewe en werk van ons Here Jesus toe op aarde was. Jy seker een aspek waarvan ons die minste weet, is dit seker sy hemelvaart. Ons raak in Kerstyd baie opgewonde wanneer ons die koms van die Here, sy geboorte in hierdie wêreld vier. Ons is ook baie opgewonde op Goeie Vrydag, wanneer ons terugdink aan die Here Jesus Christus se soenoffer aan die kruis. Die Sondag vier ons sy opstaan. Maar hemelvaart, geliefdes, kyk maar om julle. Was maar nog altyd die afskeep weeskap in die teologie en in die Christelike Kerk. Waarom sal dit wees? Waarom sal dit wees dat ons meer klem en aksent lê op Kersfees en Pasen, maar minder op hemelvaart? Ek sal vir sê, want met Kersfees en met Goeie Vrydag en Pasen is daar vir ons nut, is daar vir ons voordeel, is daar iets wat ons kry, is daar vir ons seëninge. Maar wanneer kom by die hemelvaart? Dink baie. Dit raak ons nie eintlik. En dit is waar ons die groot fout maak, en daarom gaan ons vanaand, broers en susters, in die prediking fokus op die 4 dimensies van die waarde en die nut van Jesus Christus se hemelvaart, en hoe dit die Here se kerk raak, en hoe dit jou en my persoonlik raak.
hemelvaart van ons Here in die evangelie is die hoogtepunt, die toppe, die klimaks van alles wat Here Jesus Christus hier op aarde kom doen het. Ja, na die voltooiing van sy versoeningswerk op Golgotha, sy opstanding uit die dood, het die tyd aangebreek vir hom terug te keer na sy Vader in die hemel. Christus die hemelvaart is 'n triomfantelike, 'n glorieryke, 'n heerlike gebeurtenis. Want waarheen hy gaan en wat hy gaan om daar te doen, het 'n geweldige impak op elkeen van ons se lewe, het 'n geweldige impak op die geskiedenis van die wêreld. In die Lukas Evangelie lees ons daarna, het hy uit die stad uitgelei tot by Betanië, daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën, en terwyl hy hulle seën, is hy weggeneem in die hemel. Wanneer hy hier voeg die detail by. Hy is opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien. Dit is belangrik dat Lukas in Handelinge vir ons byvoeg die manier waarmee Jesus van sy disippels vanaf die Olyfberg weggeneem is. Op 'n wolk. Nie so net 'n gewone wolk nie. Die Bybel staan bekend dat die Shekinah wolk, die wolk van God se heerlikheid, en in die Ou Testament sien ons hierdie wolk. Dit is altyd 'n simbool of 'n teken van die Here wat by jou is. Ons dink aan die tabernakel, die ark, die verbondsark, hoe kan die versoendeksel tussen die engele, is daar die wolk, Gods teenwoordigheid. Salomo se tempel toe dit ingewy is en ingelei is, en die Here se wolk van verheerliking bo die tempel gaan en afgedaal en die hele tempel bedek, as ware in besit geneem. Dit was die Shekinah wolk wat die Here se volk deur die woestyn gelei het vir 40 jaar, aan die dag hulle beskik het, beskerm, gelei. Dat die Here Jesus opgeneem is in heerlikheid as sy Vader in die hemel. Die oomblik toe daar die wolk sien en verstaan wat dit beteken, is hulle harte vervul met blydskap en opgewondenheid en dankbaarheid. En kon nog nie vinnig genoeg terughardloop aan Jerusalem om vir die ander te vertel. En daar by die tempel het hulle mekaar gekom, en tot by Pinkster het hulle in die tempel God geloof en geprys, omdat sy seun in heerlikheid herstel is. Luister weer na Lukas se woorde, hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. En daar het hulle die hele tyd gebly en God geprys. Opgewonde, bly, vol vreugde. Dit is so anders as wat dit was die eerste keer toe die Here Jesus sy disippels daar in die bovenvertrek vertel het dat hy van daar weggaan. Hulle was teleurgestel. Hulle was bekommerd en ontstel en vol vrees. Here, ons wil nie altyd by ons hê. U moet nooit van ons weggaan nie. U gaan ons ook nie as weeskinders agterlaat nie. Die Here Jesus sê vir Johannes 16, nog 'n klein rukkie dan sien julle my nie meer nie, en nog 'n klein rukkie dan sal julle my weer sien. Party van sy disippels het toe vir mekaar gevra, wat beteken dit dat hy vir ons sê, nog 'n klein rukkie dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n klein rukkie dan sal julle my weer sien, en ek gaan na die Vader toe. Hierdie klein rukkie waarvan hy gepraat het, wat beteken dit? Ons weet nie wat hy bedoel nie, het hulle gesê. Jesus het gemerk dat hulle dit vir hom wou vra, en hy sê vir hulle, praat julle met mekaar daaroor dat ek gesê het, nog 'n klein rukkie dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n klein rukkie dan sal julle my weer sien. Dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef word, maar julle droefheid sal in blydskap verander word. Op daardie stadium toe hulle hierdie nuus hoor dat die Here Jesus van daar weggaan, was daar seker nie slegter nuus moontlik nie. Dat hulle Here weggaan, dat hulle gaan verlaat, dit was die laaste ding wat hulle wou hê, die laaste wat hulle wou hoor. Hy wou altyd by hulle hê. Onthou jy nog wat Petrus gedoen het daar op die berg van verheerliking? Toe Moses en Elia saam met die Here Jesus was, en Christus vir 'n oomblik in sy heerlikheid voor ons staan. Here, laat ek gou 3 hutte bou, sodat ons altyd so by mekaar kan wees, altyd hier kan bly. Daarom het hulle, hoewel soos dit nog nie verstaan waarom die Here vir gesê, dat sy weggaan, sy hemelvaart, hulle harte met oorvloedige blydskap en vreugde sou vul.
Want hulle kon ook nie verstaan waarom dit juis vir hulle tot voordeel sou wees, vir hulle beter sou wees, dat hulle eerder die Here in die hemel het, as saam met hulle op die aarde. En dan verstaan baie van ons dit ook. Baie keer as ek die evangelies lees, dan vang ek myself dat ek daaroor dagdroom, dat ek wens dat ek een van die Jesus se disippels kon wees. Dat ek hom van aangesig tot aangesig kon sien, sy stem kon hoor, sy wonderlike preke kon hoor, sy wonderwerke kon aanskou, saam kon eet aan daardie visies en brood, wat hy uitgedeel het aan die massa, kon sien hoe hy op die water loop, dalk soos Petrus ook, die kans vat en 'n paar tree gee. Doch is dit vir ons beter, geliefdes, dat die Here Jesus Christus aan die regterkant van God in die hemel is, as soos 2000 jaar gelede op aarde. Vanaf die Here Jesus vir die disippels gesê dat hy weggaan, dat hy teruggaan na sy Vader in die hemel, tot op die dag van die hemelvaart op die Olyfberg, en dan iets geweldigs, iets radikaals in hulle harte en in hulle gemoed verander. Aanvanklik was hulle hartseer vol vrees en teleurgestel, maar die oomblik toe dat hy Shekinah wolk deur Jesus toevou en hom wegneem in die heerlikheid, is hulle vol blydskap, opgewonde, dankbaar. Waarom die verandering? Was hulle nou bly om van die Here Jesus afskeid te neem, te sien dat hy weggaan? Natuurlik nie. Nou het hulle verstaan wat sy hemelvaart beteken. Nou het hulle besef waarom dit vir hulle soveel beter is om Christus in die hemel te hê, saam met hulle op aarde. En as jy dit vanaand snap, gaan dit ook vir jou sin maak. En gaan jy ook vanaand luister met 'n hart vol vreugde en dankbaarheid. Kom ons kyk na 4 dimensies, broers en susters, van die Here Jesus se hemelvaart en die impak daarvan op ons lewe en hoekom dit tot ons voordeel strek. Dis goed. Die eerste is Christus se hemelvaart. Is die bewys van Christus se verheerliking. Dat hy einde gekom in sy staat van vernedering, nou word hy verhoog. En gaan kyk 'n bietjie na die 12 artikels by die huis. En jy sal sien, daar's 2 lyne. Daar's 'n dalende lyn van vernedering en 'n stygende lyn van verhooging. Ontvang van die Heilige Gees, so strafies dit afgaan. Kyk hoe Christus verneder. Ontvang van die Heilige Gees, gebore in die maagd Maria op mens, gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf, begrawe, en aan die diepste punt van sy vernedering neergedaal het na die. En dan keer dit om, dan is die stygende lyn van sy verhoging, wat opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel, gaan sit het aan die regterkant van God die Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel, oor die lewendes en die dooies. Hemelvaart, begin die stygende lyn van Christus se verheerliking. Kom ons kyk na die Here Jesus se hoëpriesterlike gebed in Johannes 17. Luister aan dit. Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat u hom gegee die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken. Die enigste ware God en Jesus Christus wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u vir my gegee om te doen. Verheerlik my nou ook by u, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, nog voordat die wêreld bestaan het. Dit was die Here Jesus se versigtiging om weer deel te hê aan die heerlikheid van sy Vader. Daardie heerlikheid waarin hy nog altyd gedeel het, van voor die skepping af. Maar vir 33 jaar, broer en suster, het die Here Jesus Christus as ware soos 'n kleed die heerlikheid uitgetrek, sy godheid prys gegee, het hy mens geword, soos ek en jy. En daarmee saam jy van die armste mense. Dat as hy gate voel sy neste, maar die seun van die mense het nie eens 'n rusplek vir sy kop. Dink jy daar is iemand wat meer verguis en verneder is as die Here Jesus Christus. In ons reeks in Filippense het ons gekyk na daardie uitspraak waar die apostel Paulus sê in Filippense 2: hy wat in die gestalte van God was,
het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn, het hy homself nog verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood aan die kruis. Christus is op aarde verneder, sy goddelikheid prysgegee en met hemelvaart kry hy terug. Met hemelvaart word hy weer verheerlik soos hy gebid het. En gaan vervulling. Hy word toegevou in die Shekinah wolk van verheerliking en hy keer terug in hemelse glorie. En hy gesit aan die regterkant van sy Vader. En daarom gelyk is Jesus se hemelvaart 'n glorieryke gebeurtenis. En die disippels het dit nou verstaan, daarom was hulle vol vreugde en blydskap. Die Here se lyding is verby. Hy word nou verhoog. Maar daar is nog met meer dimensies van die Here Jesus se hemelvaart wat ons nie kan miskyk. Hemelvaart waarborg Pinkster. Het jy al so daaraan gedink? Sonder hemelvaart was daar geen Pinkster en sou daar geen uitstort van die Heilige Gees wees. En Jesus se gesprek met sy disippels in die bovenplek het en hulle verduidelik dat hy moes weggaan om vir hulle 'n ander trooster te stuur. Die Griekse woord wat gebruik word is parakletos, 'n parakleet. En wat is 'n parakleet? Die Bybel se tyd was dit so gewees dat wanneer jy regsprobleme of regadvies nodig gehad het, jy 'n parakletos gehuur om jou te kom help. Para beteken kom staan nie by my, kom staan nie langs my. Kletos help. En dit is wat die woord parakletos beteken, vertroosting of bemoediging. Maar dis nie waar ons die werk van die Heilige Gees beperk. Hy is nie net 'n trooster en bemoediging, hy is ook die een wat ons krag gee. Die Here Jesus sy disippels gewaarsku voordat hy opgevaar na die hemel. Ek stuur julle soos skape tussen die wolwe in 'n wrede, woeste wêreld in. 'n Vyandige wêreld waar julle vervolg en onderdruk sal word. Mense sal julle van allerlei dinge valslik beskuldig. Hulle sal julle gryp, voor die howe bring, julle tronk gooi, selfs doodmaak en martel. Maar wanneer julle dan voor die owerstes en die regerders en die konings en die magte verskyn, sê die Here Jesus, stuur ek vir julle 'n parakleet. Een wat by julle sal staan. Een wat vir julle sal intree. Julle hoef nie bekommerd te wees oor wat julle moet doen of wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal julle sterk. En vir julle gee wat julle nodig het in daardie krisistyd. Die Here Jesus het ook vir sy disippels gesê om na sy hemelvaart nie weg te gaan van Jerusalem. Hy het gesê bly daar. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Wat 'n geweldige roeping om getuies van die Here Jesus Christus te wees. En om 'n getuie van die Here Jesus te wees, broers, dit behels dat jy krag nodig het, dat jy innerlik sterk genoeg is om dit te kan doen. Want jy word in 'n vyandige, sonde, korrupte wêreld ingestuur. En in jouself het jy die krag verloor. Ons word geroep om getuies te wees van God se koninkryk, en dit is 'n koninkryk wat jy nie met die blote oog kan sien nie, dit is onsigbaar. En daarom sê Johannes Calvin so pragtig. Die belangrikste taak van die kerk is om 'n sigbare getuie te wees van die onsigbare koninkryk van God. Dis waarom ons nog 'n gemeente is. Dis waarom ons Sondag eredienste is, woordverkondiging is. Ons is sigbare getuies van God se onsigbare koninkryk. Die Here Jesus se hemelvaart moes plaasvind. Hy moes hemel toe gaan. So by die Vader die parakleet kom stuur. Ons gaan verder. Hemelvaart is Jesus Christus se kroon. Sy troon bestyg. Toe hy Jesus opvaar na die hemel en gesit het aan die regterhand van sy Vader, is hy nou in die hoofsentrum van die heelal op 'n ereplek. Aan ons gee alle mag en gesag in die hemel en op die aarde. Alle koninkryke en konings is aan hom onderwerp.
Oral waar die Here Jesus Christus as ware sy scepter uitstrek, is daar moorddadigheid en gehoorsaamheid. Daar kan nie 'n hoër posisie en eer en heerlikheid op aarde wees nie. Toe hy opgevaar het na die hemel, het hy die hemel aangekom. En het hy daar die kroon ontvang, koning van die konings, Here van die heersers. Nou was hy nie meer net die lam wat vir sondes geslag is nie. Nou was hy die leeu in die stad van Juda. Nie meer vernedering, maar verhoog. Nie meer 'n eenvoudige rabbi wat in nederigheid in die stofstrate van Jerusalem en Nasaret rondgeloop het nie, maar nou die koning wat die goudstrate van die nuwe Jerusalem bewandel. Hy sit op 'n spierwit troon, omskik deur wonderbare ligglans van God se majesteit en eer. Christus, geliefdes, se kroning en troonbestyging is 'n kosmiese gebeurtenis. Hy is die almagtige hemelkoning wat opgewek in glorie sit. Hy verneder, hy verhoog. Alle koninkryke is in sy hand, alle konings en oorstes is in sy hand en kan nie vir enkele sekonde bestaan as dit nie sy wil is. En dalk is dit goed by die wêreldmagte en oorspits in die boodskap hoor. Geliefdes, kan jy verstaan waarom dit vir ons die Here Jesus se kinders, die Here Jesus se kerk veel beter en voordeliger is om 'n almagtige koning in die hemel te hê as 'n eenvoudige rabbi op aarde. Dit bring ons uiteindelik by die vierde ding wat plaasvind, Christus se hemelvaart. Die oomblik toe die Here Jesus Christus opvaar aan die hemel, betree hy die hemelse tabernakel, die groot kathedraal, as hoëpriester. Nou kinders, wat is die werk van 'n priester? 'n Priester moes 3 dinge doen: offer, bid en seën. Bid vir die volk en die Here se volk namens hom seën. Maar die Here Jesus is nie in die hemel om te offer nie, maar die offer is klaar gebring. Hy het eenmalig die offer gebring op Golgotha. Geen offer is verder nodig nie. Sy bloed het gevloei. God is bevredig. Maar hy is nog daar om vir sy kerk en vir sy kinders te bid, vir jou en vir my te bid. Ons gebede, soos lieflike wierook wat opgeur en opstyg na ons Vader. Maar hy is ook daar om ons te seën. Tel jou seëning. Kyk na jou lewe. Alles wat God vir jou elke dag gee. Die asem, die suurstof, jou hart, jou pols, kos op jou tafel, dak oor jou kop, so kan ons aangaan. Seëninge op seëninge. Die Here Jesus is die hoëpriester in die hemel. Hy is ons middelaar en hy is ons voorspraak. Ons hoor dit in die Here Jesus se hoëpriesterlike gebed in Johannes 17. Luister wat bid hy. Hy het die naam bekend gemaak aan die mense wat U my van die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee. En hulle het die woord ter harte geneem. Nou weet hulle, alles wat U my gegee het, van U kom. Want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee. Hulle het aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van U gekom het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Luister mooi. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort aan U, en die aan U behoort aan my, en ek word deur hulle vereer. Op hierdie oomblik, broer en suster, is die Here Jesus Christus besig om vir jou te doen. In jou omstandighede. En wat jy nodig het. Jou stryd teen een of ander siekte. Dalk finansiële uitdaging. Dalk bekommernis oor jou kinders. Dalk spanning in jou huwelik. Maak nie saak. Die Here Jesus ken jou hart en hy hoor jou gebed en hy verhoor jou gebed. Want hy bring dit aan die Vader. En hy self die waarborg wat vir ons pleit. Sien jy die hart van ons middelaar? Hoor jy sy gebed? As voorspraak en middelaar, die een wat bid en seën en met versigtigheid vir ons intree by die Vader. Broers, en kan jy nou verstaan waarom hemelvaart vir ons so belangrik is. En eintlik behoort vanaand se erediens in hierdie kerkgebou vol te wees.
Want ons verstaan waaroor hemelvaart gaan en waarom vir ons so kosbaar en belangrik is. Want hemelvaart is as ware die groot uitroepteken op alles wat Christus gedoen het. Hoe saak bevat? Vat dit huis toe. Die 4 dimensies van Christus se hemelvaart. Nommer 1. Met hemelvaart word Christus opgeneem in hemelse glorie en heerlikheid. Hy wat verneder was, word verhoog. 2. Hemelvaart waarborg Pinkster. Sonder Heilige Gees kan ons nie leef. Hemelvaart is Christus se troonbestuiging en kroning as priester en as koning. En dan die 4de plek met hemelvaart betree ons Here Jesus die hemelse tabernakel as ons hoëpriester om vir ons in te tree by die Vader, om vir ons te bid en ons te seën. My broer en suster, mag dit jou, soos die disippels, wat dit self gesien het, self daar was, ook so vervul met dankbaarheid en blydskap, dat jy ook nie vinnig genoeg kan gaan, om dit vir ander te vertel. Amen, kom ons bid saam. Dankie, Hemelse Vader, vir die rykdom van die woord. En dankie dat die woord so eenvoudig is, dat selfs kindertjies dit kan verstaan. En dat U ons vanaand geleer het in die evangelie, dat ons Here Jesus Christus se hemelvaart van grootste betekenis en waarde is. En omdat ons nou verstaan waarheen hy is, om wat te gaan doen, vervul dit ons ook met absolute verwondering. Want aan die regterhand is hy verhoog tot die hoogste heerlikheid en eer. Is hy verheerlik. Deur sy heengaan het hy die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag moontlik gemaak. Vader, is hy dan ook gekroon en gesalf. En het hy die troon bestuig en is hy koning van die konings. Tot in ewigheid. En is hy ook daar ons hoëpriester, wat vir ons bid en ons seën. Hiersonder kan ons nie lewe nie. Hiersonder wil ons nie lewe nie. En daarom vra ons, o Vader, dat U ons nog besonder naby sal wees, elke dag van ons lewe. Dat U ons parakleet sal wees. Die God wat by ons is, naby ons is, aan ons sy is. Dat ons leer, lei en help. Dankie dat U ons bemoediger is en ook ons troost. Ons dankie vir ons saamwees vanaand, o Vader, en ons vra dat U seën ook op hierdie gebeure sal is. Tot eer en verheerliking van die driemaal heilige naam. Amen. Broers en susters, ons gaan nie nou 'n onderwysing kollekte opneem nie, maar wel die deure. En dit is vir die kerkkas. Ons gaan nou die danklied sing. Psalm 68 vers 15. Oh,
Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.